Goeienaand en baie welkom by die Skepingsdoel kursus wat ons die volgende 5 weke gaan hardloop. Maar toe maar, is dat reg? Okay. So toe ek in graad 9 was, in standaard 7, was die lewe een groot grap vir my. Ek het regtig my skooljaar omgelag, dit is baie lekker. So het was ook die eerste en gelukkig die laaste keer wat iemand my actually 'n platvloer so genoem het. En dit was niemand anders as my Afrikaanse juffrou nie. Want ek kon nie die gedigte verstaan nie en definitief nie die dieper betekenis agter die gedigte nie. En toe sê sy my nee, maar omdat ek 'n platvloer so is en omdat ek nie konsentreer nie en omdat ek nou nie mooi luister vir haar nie. En toe eendag, toe sy nou die gedig vir ons uitlê en ons sukkel maar sy lê dit uit. Toe gaan ek na toe sê ek, juffrou, ekskuus, ek weet ek is nou wat vir so oud, maar sê asseblief vir my hoe het juffrou hierdie goed geweet, want ek sien nog steeds niks van wat juffrou sê. En toe sê sy vir my, ag, ek ken die digter. En ek het die digter gaan vra, want ek het ook nie verstaan. En dit is kroekings, maar weet julle wat? Wat ons nie verstaan van onsself nie, ons ken ons maker. En ons ken die een wat ons gemaak het en ons geskep het. En ook ons vra ons om nie. En dit is wat ons die volgende 5 weke gaan doen is, om te vra en te sê, Here, maar wat het u in gedagte gehad, toe u my gemaak het? Wat het u gedink? Waarmee het u my vergelyk? Wat noem u my? Wat roep u my? Want 'n naam is 'n belofte van inhoud. En jou roeping is dit waarvoor die Here jou hier gesit het, sodat jy nie die teiken mis nie, want wat ek julle moet vra, julle het almal kripnotes, julle het almal seker hierdie notas, kyk op 'n stoel en as jy dan, dit lyk so. So as jy nie sulke notas het nie, die is op die leesstoele, andersins sal ons gaan vir julle gaan doen. Dit is julle notas en ek gaan elke week vir julle notas gee, maar hier staan nog een wie kort, wat julle kan dit uitsoek. Johan, kan julle gou net vir my kyk dat almal kripnotes het. Okay, so die vraag wat ek kan vra is, wanneer jy eendag by die Here kom, wat sal jy graag wil hê moet hy vir jou sê? Wat sê die woord? Die woord sê, well done, good and faithful servant. En niemand van ons wil 'n plek wees waar die Here sê, dis ek ken jou nie, maar tweedens wil ons ook nie op 'n plek wees waar ons sê, ons het ons teiken gemis nie. Want wat is sonde? Wat is sonde se eintlike? Dis ons 'n paar teoloë hier. Wat is sonde? Sien jy? Ja, sonde lei tot die dood, ja. Sonde is om die teiken te mis, né? So ons wil nie die teiken mis nie. En dit is hoekom die Here met elkeen van ons 'n pad stap en jou gaan oortuig van vir die teiken wat ek wil hê jy moet tref. Wil ek nie noodwendig hê jy moet hierdie doen nie. En dan sê dit dalk nie vir die persoon langs jou nie. Nou dat die Here gaan nooit teen sy woord gaan nie. So hy vir jou sê dis okay, jy kan moord pleeg, maar vir 'n ander ou nie. Want sy woord sê jy moet nie dit doen nie. Maar in jou persoonlike journey met die Here is tog goed wat die Here vir jou sê. Ek wil nie jy moet hierdie doen nie. Want hy weet wat jou teiken. So wat ons die volgende 5 weke gaan leer, en julle kan dit invul, want ek gaan net eers vir julle 'n mooi oorsig gee van wat ons gaan leer. Gerrit, weet jy wat? Kom ons sit hierdie, okay. Jesie, wees ek hoor dit elke dag van die week. Ek dink, Gerrit is lekker so uit jou. So jy het ook jou notas en dis wat julle kan invul. Nommer 1, ons gaan praat oor roeping. En ons gaan vir die Here vra, wat het hy jou geroep? Want dit wat hy jou geroep het, is die teiken wat jy gaan betref. Die tweede ding waarna ons gaan kyk, is dat die Here nie vir jou hierdie opdrag gee, sonder dat sy Heilige Gees jou toerus nie. En wanneer ons 2 Petrus 1 tot 3 uitmekaar uit gaan trek, gaan jy sien dat alles wat jy nodig het, reeds daar is vir jou, wat hy vir jou beloof het, om jou toe te rus, om jou teiken te kry. Okay? So dis wat ons gaan leer. Ons gaan leer, ons almal weet, ons is gees, siel en liggaam.
En as ons kan kyk na, hierdie is wat, hoe die Here jou gees vir jou gaan behelp en wat hy vir jou geestelik gegee het. En dan gaan ons bietjie kyk rondom ons liggaam en rondom ons ding. So ons gaan bietjie gesels een aand oor die feit dat jy het 'n persoonlikheid. OK? Ons gaan bietjie daaroor net raak, dis nie 'n diepte ding nie, maar ons gaan net 'n bietjie 'n paar persoonlikhede vir julle wys. En ook vir jou wys hoe die Here die Petrusse, die Paulusse, die Mosesse en die Abrahams gebruik in die woord. En waar hy inval in die mensgeoriënteerde mense teenoor die taakgeoriënteerde. En daar's plek vir almal, want jy red almal vir elke ouer roeping. Ons gaan leer van kwaliteite, want jou kwaliteit of kwaliteite wys jou bruikbaarheid. So ek gaan vir julle stories vertel uit ons lewe uit, nie omdat ons alles reg gedoen het nie. Dan ons het ook baie foute gemaak, maar ten minste kan ek vir julle sê wat die Here vir ons geleer. Maar byvoorbeeld rondom kwaliteite, die ma sal nou verstaan, dat as jou kind op die voortrekkerkamp gaan en jy weet jy gaan nie die t-shirt was nie, dan gaan koop jy vir hom die cheapste t-shirt moontlik, want die kwaliteit bepaal waarvoor jy hom gaan gebruik. En daai t-shirt gaan jy gaan eintlik die vir jou kind sê na die kamp, trek hom uit by die agterdeur en ons gaan hom weggooi. Maar as jy nou weet jy gaan by ouma kuier, dan gaan koop jy nou nie die cheapste t-shirt nie, dan gaan koop jy nou die nice t-shirt, want hy moet in die volgende 3 sessies ook werk. En dis sommer die kerk, skool, konsert toe gaan t-shirt, want die kwaliteit bepaal die bruikbaarheid. So as die vyand dit kon regkry, dat jy nommer 1 nie weet wat jou kwaliteit is nie, dan gaan jy weet waarvoor jy bruikbaar is. Of as die vyand gaan regkry om jou seer te maak in 'n plek waar daar kwaliteit is of was, dan gaan jy nie meer bruikbaar wees nie, want hy het gevat by jou. Maar hy kan dit nie by jou steel nie, want die Here gee dit vir jou. En die woord van die Here sê, dit wat die Here vir jou gee, sal hy nooit terugvat nie. Maar die vyand kan probeer dit steel. En mag ons in hierdie volgende 5 weke ook, en ek gaan glad nie praat oor, of ek gaan praat oor die vyand, maar die kerk ons sal definitief nie 'n diens aan dit dedicate nie. Maar mag die Heilige Gees vir jou wys, hey, hier was iets van jou gevat, maar die Here wil dit herstel. Met sy woord, en met wat ons gaan leer, en dat jy kan verstaan wat gebeur het. OK? Ons gaan ook praat oor ons verskillende breinintelligensies, en hoekom dit vir my 'n belangrike les is omdat ons weet dat dit voel ons asof jou gees hier sit, maar eintlik die info wat jy verwerk sit in jou brein. En ons almal se breine werk verskillend, en ons het verskillende intelligensies, en ons het verskillende maniere wat ons die Here ervaar. Want is ouens wat in die musiek die Here ervaar en dit love en vir Wouter sal sê, asseblief kan die hele diens net 'n worship diens wees. En dan sal ouens wat sê, dis nie hoe ek die Here ervaar nie, ek ervaar hom deur feite, of ek wil die woord hê, of ek soek 'n PowerPoint presentation, want ons leer verskillend. En dan het ons kunstige ouens, en die Here wys graag vir hulle prentjies. Maar wat nou gebeur, is nou is ek nie kunstig nie, maar my maatjie is kunstig, en die Here wys vir 'n prentjie, en die eerste ding wat ek dink is, die Here is nie lief vir my nie, hy wil nie met my praat, want hoekom praat hy nie met prentjies met my nie? Maar dis eintlik wat jou brein werk nie noodwendig so nie. So om te leer in hierdie kursus, hoe werk jou brein, en wat is die deurtjie na jou brein toe, waarin jy die Here makliker gaan ervaar, noodwendig is die ou langs jou. OK? So dis, kom ons 'n bietjie daar gaan gesels, en dan, om hierdie pylpunt sy trefkrag te gee, gaan ons kyk na Romeine 12, en dit is natuurlik die genadegawes. Dit is weer waar die Gees van die Here inkom, dit is weer die Gees area wat die Here vir jou 'n genadegawe gegee het, wat nommer 1 in alle mense is, dis nie net in gelowiges nie. OK? En die tweede ding is, as die Here vir jou daai genadegawe gegee het, en jy het hom nie gebruik nie, het hy dit nog steeds nie weggevat nie. As die Here vir jou daai genadegawe gegee het, en jy het dit verkeerd aangewend, dan vergewe hy jou, en leer jou om dit reg te gebruik. Maar hy beloof in Romeine 11, ek gaan dit nooit wegvat. OK? So as jy opgehou het om te vloei in daai genadegawe, dis nie die Here nie, hy het jou nie gestraf nie, jy het gesê jy wil dit nie gebruik nie. OK, en ons gaan 'n aand bietjie daaroor gesels. En dan gaan ons gesels oor
oor ons teiken. Nou hierdie is nou alles in lyn, want dit wat die Here oor jou roep, nou gee hy vir jou vertrefkrag, jou genadegawes, sodat jy jou teiken kan bereik. En ons almal se teikens verskil. En die probleem is, as ons mekaar se teikens opvat, so ek gebruik altyd hierdie voorbeeld, en ek seker julle gaan met dit relate. Ek kyk altyd na Joe Black met die lang baard en die hare en die tattoos, en hy sing mooi en hy trek 'n stadion vir mense. Ek vind die wat hou van sy musiek, en dit's goed. En dan kyk ek na Wouter, en ek dink, wat sal julle maak as Wouter vir hom so baard groei? En sulke tattoos, so ja, nie reis hy maar. Nee, julle gaan dink, yes Wouter, wat went wrong? Julle gaan dink vir my sê, tot wat went wrong? Nee, hoekom? Is die teikengroep wat Wouter het, teenoor die teikengroep wat Joe Black het, dieselfde. Hoef ons dit nie te verwar nie. Verstaan, en dan sê ek altyd, as ek kyk na Wouter, en ek gebruik nou as 'n voorbeeld, hoe trek hy aan kerk toe? Hy trek aan 'n chinas en 'n oud kakie en waarskynlik. Van meeste van julle mans lyk so. En dis sy teikengroep. Verstaan dit? Dis vir wie die Here hom geroep het. Of vir Jean en 'n hemp, hoekom vra jy so? Jy het nog nooit so gesien nie. Okay, wanneer jy nou begin groei in jou baard en jy dit so, kyk asof ons verstaan of maar dit is wat gebeur. En ons meng ons teikens, want ons is onseker, want ons het toe vergeet om die Skepper te vra, maar Here, wat het U gedink toe U my gemaak het? Want die probleem, en hierdie moet jy nou so scary inteken, dat jy eintlik bang is om na jou notas te kyk. Hierso, julle moet hom baie scary inteken. Hierso is 'n vyand. In feite, jy moet bang wees om jou dis hoekom ek vir die pyl aan die een kant gesit het en die notas aan die ander kant, dat as jy die vyand inteken, jy so bang is nie, dat jy aan hierdie kant. Okay. Goed. Want hierdie vyand, it's real. Hy's real, die enemy is real. Want wat hy baie graag wil doen, is hy wil baie graag hê jy moet vergelyk. Want as ek my teiken kan vergelyk met jou teiken, dan mis ek my teiken. En dan kan ek ook eendag nie hoor, wel dan good and faithful servant nie, want ek het my teiken gemis. Dis hoe scary dit is. En as die vyand kan kry, dat hy vir jou kan laat vergelyk, of vir jou kan jok, maar dan floreer hy. Want as die Here kwaliteit in jou gesit het, en die vyand het vir jou begin jok en jy het hom geglo, dan is daar 'n kans dat jy nie jou teiken kan bereik nie. Dis die seer wat die Here sê, hoekom het jy my nie net gevra nie? En hoe lank glo jy al die leuns van die vyand, sodat jy nie kan uitkom waar jy is nie? En weet julle wat doen ons die van julle wat boeties en sissies het, ek seker meeste van julle, het al eendag gehoor, dat jou boetie vir jou sê, ek wou nie gehad het jy moes gebore word nie. Nee? Ek het 3 dogters en 2 van my 3 dogters het vir die jongste een vertel. Sy is eintlik my huishulpse kind. Onthou dit Christina? Ja. Sy is eintlik Rebecca se kind. En ek is net nou so ek maak al groot. Dis wat sissies en ek het relatief goeie kinders. Onthou. As jy dit my kinders maar verstaan julle wat in kinders? En ek belei hierdie, rarig ek belei dit, want ek sê hierdie, ek leer hierdie vir graad 7 so, vir die vyand wat jok, is pas op, dat jy nie die een is, wat dit vir 'n maatjie sê. En ek het so 'n boelie maatjie gehad, het niks van hom gehou nie. En een dag toe sê sy vir my, die Here het my so gemaak, en ek sê vir ja, en daar het hy 'n fout gemaak. Rarig, en ek het, en so 2 jaar later, toe besef ek, en ek moes gesê het, Here, ek is jammer dat ek dit gesê het. En ek is al nooit toe gaan vir sê, ek is baie jammer dat ek dit gesê het. Ek mag dit nie gesê het nie. So sê sy met al maatjies. Maar die feit van die saak is, ons mag dit nie sê nie. So wanneer ek hierdie aanbied vir die graad 7, dan sê ek, ouens, jy kan nie die maatjie wees, wat dit vir 'n ander maatjie sê. En as jy het, jy kan nie die boetie of die sussie wees, wat dit sê vir die boetie of sussie. My oudste boetie, ons is 4 kinders, en hy het altyd vir my sê, hoekom het my 4 kinders gehad? En ek was die laaste ene.
En dan kan ons sê, wat jy is, dan sê hy, ek moet 1 liter koud moet nou deur 6 mense gedeel word. Dit was as 'n gesin van 6. En my pa het net 1 liter koud gekoop. Maar hoor julle, dat eider word dit vir jou gesê, jy's die een wat dit sê, dit bly die werk van die vyand. En as iemand dit vir jou gesê, soos die wiskunde Onnie wat my van 7 snap chocolate gewet het, ek gaan wiskunde top, en ek kan die wiskunde doen nie, en toe die wensie, toe is ek 'n wiskunde juffrou. Moet nie die leuen glo nie, maar moet jy ook nie die een wees wat die leuen versprei nie. Okay. En dalk is jy groot geword in 'n huis waar jou ouers jou dalk nie beplan het nie. Waar jy nie regtig in hulle dagboek was nie. Dan wil ek vanaand vir julle uit Psalm 139, die mooiste psalm in die Bybel wys. En die belangrikste dagboek is jou naam. Okay? Ek gaan vir julle Psalm 139 en dan alles wat ek hier vir julle gesê het en wat ons gaan explore in die volgende paar weke, wil ek net vir julle staaf uit Psalm 139, want die woord van die Here bly ons fondasie. En ek wil hierdie vir julle wys. So, as julle wil blaai na Psalm 139, en wat baie mooi is, ek het dit vir julle in julle notas gesit, is ek vir julle daar geskryf, ekskuus, ek kan nou weer my bril kry, ja, toe ek deur hierdie Psalm gaan, kan ek net gou 'n bietjie water vat. Dankie, Sy. Wat my so kosbaar is van Psalm 139, en soos ek sê, dit is in julle notas, is dat wanneer ons, welkom Marley en James, ons sit hier heel voor. Ja, my kinders kom op laat, nie hoor. Is wat ek besef het, ek het altyd Psalm 139 gelees, die van die wat ons skepingsdoel gedoen het van my. En dan het ek gefokus op, hoor jy, kyk hoe die Here jou gemaak, en hy praat hiervan, hy praat hiervan. En toe ek weer voorberei, dus dit net asof die Heilige Gees my herinner. Die woord van die Here sê dat die hele skrif word deur die Heilige Gees geïnspireer. En die Heilige Gees is daar om die fokus op Jesus te sit, en vir jou te leer van hom. En ek wil vir julle ook wys, soos wat ek die 139 gaan, hoe dit die karakter van die Here wys. Ook, hier, want dit is die belangrikste, het gaan oor hom, en hoe dit die Here se karakter eers wys, en dan vir jou wys hoe die Here jou gemaak. So kom ons begin by Psalm 139 vers 1, dan sê hy, so, wat jy sien in jou notas, vanaf vers 1 tot 6, die karaktereienskap van die Here, en ek gaan vir jou sê, as ek klaar is daar, Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. Staan gou op? Nog op? Gaan sit. Die woord sê, so, Here, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. So wat jy nou gedoen het, weet die Here. U ken my. U ken my gedagtes en hier is die scary deel. Nog voordat hulle by my opkom. Daai brein waaroor ons gaan praat, jou intelligensie, die Here weet wat jy dink, of voordat jy het gedink het. Daar's 'n ander vertaling wat sê, Here, U weet wat ek gaan sê, nog voordat ek gepraat het. Die ander vertaling sê dit. Okay? Goed. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. En as ons kyk na die eerste 6 verse, dan gaan dit dat, Here, U is alwetend. Die Here weet alles. Hy weet wat jy dink voordat jy het gedink het, hy weet wat jy sê voordat jy het gesê, en hy weet of jy sit of staan. En hy weet waarin jy gaan, want hy is alwetend. So dis die eerste 6 verse wat daai deel wat die Heilige Gees ons oopmaak oor wie die Here is. Nou gaan ons aan by vers 7. Waarin sou ek gaan om U Gees te ontvlug? Waarin sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, U is ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê U my hand. Hou U my regterhand vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my, om in nag te verander, maar vir U is daar selfs, is die duisternis nie donker nie, en die nag so lig, soos die dag, duisternis so goed soos lig. Wat sien ons hier van die Here?
ons sien hier, hy's alom teenwoordig. Here, U is oor ons. En nie eens duisternis is vir U duister nie. Die alomteenwoordigheid van die Here, wat die Heilige Gees ons hiervan was. En dan sê hy, U het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlikste wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot, het U my al gesien, toe ek nog ongebore was. En hierdie wys die Here se almag. Dis net die Here wat lewe kan maak. Niemand kan lewe maak, maar die Here kan lewe maak. En dan sê hy hierdie ding, al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Al my lewensdae. Hoe wonderlik is die gedagtes van my, o God, hoe magtig hulle almal, as ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat ons sand op die aarde is. Dan gaan Dawid aan en dan praat hy in die volgende verse van 19 af oor die Here se heiligheid, wat hy sê, ek raak kwaad vir die vyande van die Here, want U is heilig. En hoe kan hulle in opstand teen U kom? En dan die laaste gedeelte gaan oor die lyding, en sê, Here, deur grond U lei my. Maar ek wil net gou vir julle stil staan, by hierdie amazing vers, wat sê, U het my al gesien, toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in U boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is. En ek dink baie oor hierdie, en ek wil hierdie vir julle wys. En dan kan jy dit ook doen, want die Here het 'n dagboek. So, in die Here se dagboek is daar 'n dag, 24 Oktober, 7 uur die aand, word Dorothy en toe gebore, en dit was 1972, heavy lang terug. Dit was voordat kleur uitgedink is, dis hoekom al die foto's wit en swart is, né? So, noodkeiser. Goed. En daai dag is in die Here se dagboek. So, wat is jou datum, wat jy gebore is? 15 Desember. 15 Desember? 1958. Dis nog. Okay. En daai datum staan ook in die Here se dagboek. Nee. En jou datum, Irma? 12 Junie 1967. Irma word gebore. Nee. En dit staan in die Here se dagboek, want die Here sê dit in daai Psalm wat hy sê, nog voordat ek gebore is, het hy elke dag van my lewe opgeskryf. In my dagboek staan daar 1 Julie 1994, het ek 'n heavy goeie hankels, julle kan trots wees op my. Daar was so 'n jong hank en ek het hom kansel toe gesleep. Nee? En toe 1996 is my eerste kind gebore, 1997 my ander een, 1998 my ander een. En al daai datums is in die Here se dagboek geskryf. Daar's ander goeie datums ook. Ek het 'n seun gekry, 4 Oktober, kyk, 20, 22, 21. En ek sê altyd, hierdie is my ekonomieste seun, want hy kom by jou aan, klaar geswat, klaar 'n kar, klaar alles. So ek hou van my 3 kinders die meeste van hulle. Nee? Daai dag het ek hom gekry. Maar weet julle wat, daar's 'n ander datum ook in hierdie dagboek wat die Here van my hou. Dit is 'n ou nare datum. Wat was dit? Dit was 'n slegte dag, dis die 4 Mei 2019, waar daar staan, Anna kom huis toe, dis die dag wat ek my ma verloor het. Maar die feit van die saak is, as die Here sê, al die dae van jou lewe is opgeskryf nog voordat jy gebore is, dan die Here hierdie datum ook gehad. En alhoewel ons geweldig onkant gevang is daai dag, is die Here nie onkant gevang nie. Hoekom nie? Want hy het dit geweet. En in daai wete, die feit dat ons weet, Here, in die dagboek staan elke dag van my lewe opgeskryf. U weet, dan weet ons ook, Here, U word nie onkant gevang.
Miskien is dit tyd dat jy by die Here gaan sit. Want miskien moet jy vanaand ook hoor. Miskien het jou ouers, ek weet Christine en Wynand beplan, dat daar 'n klein Dorothy aan 10 November 2025 al opwagting. Dit is in hulle dagboek. Nee. Is dit die Ameriese Fonds se dagboek? Veral, nee? En in jou bankrekening se dagboek. Dit is in hulle dagboek, dit is hulle datum. Maar weet julle wat, ons van ons wat se ouers nie dit gehad het nie, of dit nie wou hê nie. Vanaand het jy nodig om te hoor, dat die Here sê, dit maak nie saak in wie se dagboek jy nie was nie. In my dagboek was jy. Maak nie saak wat 'n maatjie of boetie het gesê, ek wou jou nie hier hê nie. Ek wou jou hier hê, en ek hou dagboek van elke dag van jou lewe. Nou, die groot vraag oor hierdie is, beteken dit, ons kan dan maar net doen wat ons wil en berus, want die Here weet, nee, hy het ons al klaar geskryf. So ek het vir Wouter ook gecheck hiermee, maar die ding is wat julle moet verstaan is dat ons het nog steeds ons eie keuse. As ek besluit het, daai hang van wie ek gehou het met trou, en ek het besluit, nee, ek wil nie met jou trou nie, sou dit nie so gewerk het, want ek het 'n eie keuse. Maar ek het die Psalm begin deur om vir jou te sê, want die Here is alwetend en alomteenwoordig. So die Here is buite tyd. Want hy was van die begin af daar, en hy is in die einde ook daar. Die Here is nie in ons tydlyn nie. Daarom weet hy reeds, wat jy sou gekies het, en jy het nog steeds 'n vrye wil. Jy het 'n vrye wil, maar die Here weet, omdat hy buite tyd is, en omdat hy alomteenwoordig is, en omdat hy alwetend is, weet hy wat jy gekies het. Daarom het hy het lang neergeskryf. So ek wil, dit is wat ons gaan leer die volgende paar weke. Ek het nou vir Psalm 139 mooi uit mekaar uitgetrek. En ek wil hê julle moet hierna kyk. En dan moet julle ook weer, die volgende 5 weke is 'n journey wat jy met die Here gaan loop. Want jy gaan nie, die Here is baie genadig. En as daar goeders is en leuns wat jy geglo het, wat diep seer gemaak het en jou verwysingraamwerk verander het, en goed waar jy vergelyk het, gaan die Here dit nie op een slag op jou bom nie. En dan sê jy stikkend en dan, maar soos wat jy gaan stap met die Here, so gaan hy vir jou wys, hey, daai leuen wat jy geglo het, was nie van my of nie. Dit was 'n manier om jou weg te kry van jou teiken af. Daai vergelyk, dit was nie ek wat gemaak het dat jy vergelyk nie. Daai feit dat jy voel nie meer in dit wat die Here vir jou gee, die gawes nie, dit is nie ek wat dit gevat het nie. Dat ek beloof ek sal dit vat nie. So in die volgende 5 weke wil ek vir julle vra om regtig saam met my hierdie pad te stap en kom ons hol die goed uit mekaar uit. En kom ons vra ons Maker, Here, maar wat het U gedink toe U my gemaak het? Wat weet U van my? Wat het U in my gesit? Sodat ek kan weet wat is my roeping, sodat ek kan weet wat is my teiken, en sodat ek kan onderskei wanneer jok die vyand vir jou en probeer hy jou wegkry van dit wat die Here jou voorgeroep het. So ek sal bly wees as julle hierdie week weer kyk na Psalm 139 en dit weer lees en by die Here weer gaan sit. En vir die Here sê, Here, dankie dat my geboortedatum is in U dagboek en U weet alles. En U word nooit onkant gevang nie. En jy is welkom, want die Here is die enigste een wat lewe kan maak. En hy het jou gemaak en hy het jou gesit waar hy jou gesit het. Want hy het 'n roeping op jou en hy het 'n doel vir jou lewe, want hy het vir elke ouer teiken. Kan ek vir ons bid? Waar jy nog afsluit, wat? Maar ek wil net eers sê, kom ons bid net eers. Here, dankie dat U woord daar is om vir ons lewe te bring. Dankie, Here, dat ons uit U woord uit kan sien wie U is. Dat U alwetend is, dat U almagtig is, dat U heilig is, Here, en dat U 'n plan het. En ons wil die volgende 5 weke by U kom sit en vir U vra, Here, wat het U gedink toe U ons so amazing kunstig aan mekaar geweef het? Wat weet U, het U vir ons, toe U reeds elke dag van ons lewe neergeskryf het? En ek bid, Here, vir elke persoon wat hier is, dat in hierdie week, dat U met U, net in die gentleness, ook vir ons sal wys, waar glo ons die leuen?
dat ons nie moet deel wees van die lewe nie. En die Here wil vergelyk ons, sodat ons nie besig is met iemand anders se teiken nie, maar dat ons kan wees met dit wat vir U ons geroep het. En ek bid dit in U naam. Amen. Kyk so deur julle en ek besef, een van die goed wat die Here ook vooraf beplan het, dat jy in 'n tyd soos hierdie, saam met ander gelowiges, deel is van kerk, deel is van 'n young adult groep, jy is nie deel van 'n studentegroep, jy moet bietjie iets kom sê oor die studentegroep. Maar dis eintlik so lekker om te besef, dat die Here 'n tyd soos hierdie geskep het, waarin ons saam kan wees. Dit is kosbaar. Partykeer na die tyd, dan dink mens terug aan daai tyd wat jy gehad het, in daai groepie, deel van daai, en dan verlang jy terug na daai tyd, of na daai geleentheid. Hierdie is een van daai geleenthede wat die Here skep. En een van daai geleenthede in die volgende 5 weke of so, wat ons saam gaan sit, saam met Dot deur hierdie goed gaan, ek sien baie uit daarna, en so saam ons skepingsdoel gaan ontdek. Maar dat die Here een ding by jou wil vasmaak vandag, jy is kosbaar vir hom. Hy het jou beplan. Maak nie saak of jou ouers jou beplan het nie, hy het jou beplan. Hy weet van jou. Jou naam is opgeskryf in sy boek. En mag jy dit weet. En as ons saam as gemeente net so 'n bietjie kom sit rondom sy skepingsdoel vir elkeen van ons, en hoe ons met verskillende teikens almal inpas by mekaar en saamwerk as 'n span, as 'n liggaam, dan is dit eintlik so wonderlik om te besef, ons hoef nie te vergelyk nie, ons hoef nie grand te wees, ons hoef nie, daai ding wat Dot altyd sê, van ons hoef nie te beïndruk nie, ons beïnvloed. Ons is hier om 'n invloed uit te oefen, ons is nie impressive, wil niemand beïndruk nie, maar ons wil graag 'n invloed in ander mense se lewens uitoefen, as jy weet wat jou skepingsdoel is. So kom ons kom daarby.